Hallo, baie goeiemôre aan almal. Genade en vrede van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Die rede hoekom ek vandag hier is omdat God vir my 'n baie dringende, uiters dringende boodskap vir jou lewe gegee het. Hierdie program is vir jou. Ons is in honderde huise. Maar God het aan jou gedink, want ek wil vandag praat oor geloof in die onsigbare. Ek wil vir jou vertel van 'n Bybelgedeelte wat die apostel Paulus het aan die Jode geskryf, wat tot die genade van God bekeer het. Hierdie brief, hierdie epistel, staan bekend as die brief aan die Hebreërs. Hierdie epistel is baie ryk. Ek wil vandag met jou daaroor praat. Ek is die apostel Miguel Angelo van die Evangeliese Kerk Christus Leef, die man van die Bybel, die profeet van God se woord. Kom ons gaan na die konteks, asseblief. Ek wil 'n bietjie met jou oor Moses praat. Kyk wat sê die Heilige Bybel vir ons, dat Moses die smaad van Christus as 'n groter rykdom beskou het as die skatte van Egipte, want hy het die beloning voor oë gehad. Deur geloof het hy Egipte verlaat en was nie bang vir die woede van die koning nie. Inteendeel, hy het standvastig gebly, asof hy die onsigbare gesien het. Ek kan my indink in die situasie, die stres wat Moses beleef het, die druk, toe hy 'n lewensbesluit moes neem, of hy sou aanhou om die seun van Farao se dogter te wees, of hy sou God se plan vir sy lewe volg. Hy sou die groot bevryder van die Hebreëse volk uit Egipte wees. Dit is 'n baie moeilike situasie. Ek is deeglik bewus daarvan dat daar aan die ander kant op hierdie oomblik 'n spesifieke persoon is wat homself in die middel van 'n baie belangrike en moeilike besluit bevind. Jy voel verlore, loop in die donker rond, sonder om te weet waarheen om te gaan. Miskien is jou lewe baie benaard, nie net finansiëel nie, maar soms ook emosioneel en in ander opsigte. Jy wat dalk teen 'n diggeslote deur vasgeloop het, jy wat tans heeltemal vol twyfel, vrees en groot onsekerheid is, en dalk met 'n baie gewigtige saak, veral op 'n besigheidsvlak sit. En jy het vir jouself afgevra, daar in die stilte van jou kantoor of by die huis, of wanneer jy in jou motor is, waar is God? Waar is God? Hoekom moet ek al hierdie dinge hier deurmaak? Dit lyk asof die goddeloses beter vaar as die Christene. Dit lyk asof die goddelose 'n soort lewe kan lei sonder enige verbintenis met God, natuurlik. En dit lyk asof mense wat iets van die Here in hul hart het, alles soms moeilik is. Maar met hierdie spesifieke gedeelte leer Moses vir ons almal 'n uiterse belangrike en kragtige beginsel vir die lewe. Dat die ware aard van geloof juis dit is wat onwrikbaar glo in dinge wat onsigbaar is, wat glo in die onmoontlike, wat altyd standvastig en getrou bly te midde van alle teenspoed, selfs wanneer 'n mens direk in die aangesig van die vyand staan. Kyk, Moses was in 'n Egiptiese kultuur binne in 'n paleis met al die rykdom van die wêreld, met al die kultuur van die wêreld, en hy moes op die oomblik wanneer jy kyk en sê, wat gaan ek doen? Hoe gaan ek dit doen? Wat moet ek volg? Hoe moet ek volg? Toe sê hy, ek het vandag 'n besluit om te neem en ek het twee paaie. Die pad van Egipte, die simbool van die wêreld, die rykdom, die weelderheid, of om God te gehoorsaam. Selfs al weet ek dit gaan teenstand bring, selfs al weet ek dit gaan risiko inhang, selfs al weet ek dit kan opofferings vra. Wat was Moses se geheim?
Hoekom is dit vandag in 2025 op 20 April, Paasdag, die dag waarop ons die opstanding van Christus vier? Hoekom is hierdie woord belangrik? Want die Heilige Bybel sê, hy het vasgestaan soos iemand wat die onsigbare sien. Hy het geglo dat die mees regte, mees voor die hand liggende, mees geestelike, mees belangrike besluit in die lewe, ten spyte van al die rykdom van die farao, want hy was 'n klein seun van die farao se dogter, wat in werklikheid 'n groot plan was. Want daar was 'n bevel om al die kinders dood te maak. En Moses se ma het hom in 'n mandjie gesit aan die oewer van 'n rivier, en daardie rivier het reguit na die paleis van die farao geloop. Waar deur die beskikking van God, deur God se planne, deur die onfeilbaarheid van God, die farao se dogter saam met haar bediendes sou wees. Toe hulle daardie baba in 'n mandjie sien, het hulle gesê, hy is Moses, die een wat uit die water gehaal is. Toe het hulle hom uitgehaal en hy is binne in die paleis grootgemaak. Nou kyk, daar was 'n dag wat hy gesê het, of ek gaan aan met hierdie soort lewe. Ek weet daar's baie mense aan die ander kant wat hierdie onstuimige lewe leef. Wat sê die tarotkaarte? Wat sê die sterrekaart? Wat is die lees van die Sigineuse hande? Wat is daardie werk by 'n kruispad? In elk geval, daar's mense wat voor moeilike situasies staan en sonder dat hulle dit besef, raak hulle betrokke met die farao, met die wêreld, met die sonde, met die fout. Met dit wat 'n mens se lewe kan vernietig. Toe sê dit van Moses, ek gaan hierdie vers weer lees want dit is baie belangrik. Hy het Egipte verlaat. Hy was nie bang vir die woede van die koning nie. Hy het vasgestaan soos iemand wat die onsigbare sien. Hy het dus vasgestaan omdat hy hom nie deur sy natuurlike oë laat lei het nie. Paulus het dit vir die Korintiërs gesê, ons wandel nie volgens wat ons sien nie, ons wandel deur geloof. Ek weet, hier is iets teologies en sterk, wat God met jou hart wil deel. Want jy laat jou net lei deur die dinge wat jy sien. En soms sien ons oë die absolute onmoontlikhede, die moeilikhede, die versperrings, die struikelblokke, die woestyn, die droogste, die dorheid, die krompaaie. En jy sê baie keer, en God? Moses het hom dus nie deur sy natuurlike oë laat lei nie, maar deur wat die Gees hom laat glo het. Hy het God in elke tree gesien. Wie vir God sien, vrees nie vir mense nie. Hy het besluit, ongeag die woede van die koning, dit wil sê van die wêreld, van die aansprake van die wêreld, en dalk is jy vandag iemand wat oorheers word deur stres, deur angs. Dalk kry jy selfs delirium, jy begin beweeg, dan vat jy Rivotril en ander medikasie. Jy word wakker en neem 'n pil om jou energie te gee. Dan as die aand aanbreek, voel jy die swaar op jou lewe en dan vat jy weer Rivotril, 1, 2, 3, 10, 20 druppels. En jy leef 'n lewe wat oënskynlik onder vernietiging is. Dis hoekom ek aan die begin van die program gesê het, jy het vandag 'n besluit om te neem. Jy het twee paaie. Of jy volg die farao, die wêreld, die roem en alles wat roem bring, of jy leef die belangrikste besluit van jou lewe uit, en dit is die lewe van geloof. Wat is geloof? Die Heilige Bybel sê dat geloof, die sekerheid is van dinge wat verwag word, die oortuiging van feite, wat nie gesien kan word nie. Geloof is die sekerheid. Dit is 'n gawe van God. Paulus het gesê, deur genade is julle gered, deur die geloof. Dit kom nie van julle af nie, dit is 'n gawe van God. Dit is 'n charisma van God. Geloof kom deur die hoor van die woord. Wanneer jy die woord hoor, en die woord van Christus, weet jy, dit is nie 'n swak geloof nie. Dit is nie 'n geloof uit die vlees nie. Dit is nie 'n geloof wat op gevoelens gebaseer is nie. Dit is 'n vaste geloof. Dit is die sekerheid. Dit is die sekerheid. Dit is die oortuiging.
Dit is iets wat die Gees in jou plaas wanneer jy die woord van God hoor. Wat maak dat ons kyk hierna. Hoe God werk, selfs wanneer alles uiters moeilik lyk. Is dit nie hoe jy tans leef nie? Alles is uiters moeilik. So, die geloof in Christus, Jesus, nie die Christus van die dae toe hy in die vlees was nie, maar die opgestane Christus. Paulus het gesê, as Christus nie opgestaan het nie, sou ons die ongelukkigste mense op aarde wees, want dan sou ons sondes nie vergewe gewees het nie. Ons verlede sou nou weggeneem gewees het nie. Wie in Christus is 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Ek sou nie kon sê, alles is verby, ek is 'n nuwe man, ek is 'n nuwe vrou, ons is 'n nuwe gesin, ek is 'n nuwe sakeman nie. Ek sou nie. Dit was die opstanding van Jesus, wat ons laat glo het in 'n geloof, 'n sekerheid, 'n tipe vertroue, wat ons laat veg. En om te oorwin, asof jy reeds vooruit wen, dit is geloof. Ek sê, ek oorwin, ek het oorwinning, selfs al het die feit nog nie plaasgevind nie. Dit is belangrik. Ek praat nie met jou oor 'n utopie nie, ek gebruik nie hier 'n fabel nie, ek gebruik 'n heerlike, wonderbaarlike waarheid. Dit is die lewe van geloof in Jesus Christus, die opgestane een. Ons het nie 'n roeping om Christus te leef soos in die dae van sy vlees nie. Ek hoef nie meer nagwaak te hou of 'n week lank op te hou eet nie. Ek kan nie meer seremonies of Joodse rituele uitvoer nie. Die genade van God het my van dit alles bevry, het my van veroordeling bevry, het my van 'n lewe skaars, vlak, altyd afhanklik van die onvoorspelbare. Nee, die geloof laat my beweeg, laat my oorwin en laat my vooruit profeteer en oorwinning verklaar. Selfs al het die oorwinning nog nie gekom nie, glo ek in die oorwinning. En ek wil dit graag vir jou oordaag. Jy's 'n groot saakman, jy's 'n professionele persoon. Jy is 'n uitvoerende beampte, jy is 'n huisvrou, jy is 'n ouerling, jy's iemand wat in 'n tronk is, iemand wat in 'n hospitaal is. Jy is in 'n intensiewe sorgeenheid, iemand het vir jou 'n iPad gebring, iemand het 'n selfoon gebring en jy kyk die diens op sosiale media. Ek kom sê vir jou, glo, bly vas soos iemand wat die onsigbare sien. Wees 'n standvastige, gedissiplineerde persoon. Volhardend, want niemand behaal sukses in die lewe as jy nie gedissiplineerd, standvastig en volhardend is nie. En die feit is, hoe is dit om soos iemand te wees wat die onsigbare sien? Miskien sê jy, maar die wêreld kan dit nie verstaan nie, apostel. Maar die hemel eer geloof. Geloof is die sekerheid. Paulus het vir die Romeine gesê, die regverdige sal deur geloof lewe. Die regverdige sal deur geloof lewe. Dink jy nou in toe broer Moses, ten spyte van al die roem en al die rykdom, gesê het, of ek gaan leef van die tydelike plesier van sonde, wat nog 'n uitdrukking is wat Paulus oor Moses gebruik, die tydelike plesier van sonde. Met ander woorde, wanneer iemand in sonde is, lyk dit asof, sê ek plesier, die persoon sê, ek kry plesier daarin om te drink, ek kry plesier daarin om te snyf, ek kry plesier daarin om te spuit, ek kry plesier daarin om crack te rook, ek kry plesier in ontrou te wees, ek kry plesier in buiteegtelike seksuele aktiwiteite. So, die plesier van sonde, luister mooi liewe een, almal is tydelik. Geen plesier van sonde hou 'n mens staande nie, inteendeel. Sonde lei tot die dood. Wat wil God hê jy moet hê? Liefde. Jesus het gesê, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. So Moshe, hy het gesê, ek gaan my nie tevrede stel met die tydelike plesier van sonde nie, want my stiefpa gee vir my die beste.
Hy is die Farao. Ek is binne in 'n paleis. Ek het 'n Ferrari, ek het 'n Lamborghini, ek het 'n 50-voet jag, ek het 'n helikopter, ek het 'n vliegtuig. Dit alles gaan verby. Dit alles gaan verby. Al die groot mense van hierdie aarde, sit dit ten minste so van 30 jaar terug af, al die groot en magtiges is nie meer op aarde nie. Almal wat gedink het, hulle gaan nooit sterf nie, is alreeds dood. Of wat gedink het, hulle gaan nie sterf nie, is alreeds dood. Daar is mense wat gedink het, hulle gaan nie doodgaan nie, en ander mense het geleef, sonder om ooit regtig te leef. En die aanbod van hierdie Paasoggend is die opstanding, is die lewe, is die heerlikheid van die Here, is om die hoë priester van ons belydenis intiem te ken. Die opperherder van die skape, die apostel en herder van ons siel, ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan hom die eer, aan hom die lof, aan hom die heerlikheid, want hy is nie in 'n graf in Jerusalem nie. Die hele wêreld wat al Jerusalem besoek het, weet die graf is leeg. Hy het op die 3de dag opgestaan en hy is opgeneem na die hemel. Hy het die Heilige Gees, die Trooster gestuur, wat God self is. En hy het gesê, ek sal terugkom. En die Christelike kerk, die kerk van Jesus, die enigste instelling wat hy op hierdie aarde geskep het, Jesus het geen ander instelling geskep nie, hy het gesê, ek sal my kerk bou, en die poorte van die hel sal nie teen haar kan staan toe nie. Die enigste instelling wat deur God geskep is, was die kerk. En die kerk is presies die plek waar die skaap moet wees, waar die herder moet sorg. Kan nie kommersieel wees nie, jy kan nie handel dryf met my geloof nie. Hy moet 'n herder wees wat voed, wat sorg, wat vertroos, wat bemoedig, wat help, dat die persoon geïntegreer word. In die onwankelbare koninkryk, wat die koninkryk van God is, die wêreld verstaan dit nog. Die natuurlike mens sê dit is waansin. Van die Bybel sê dit is dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar dit is 'n feit vir die wat gered word. En ek wil vandag vir jou sê, neem daardie besluit. Moenie meer die wêreld volg nie, moenie vir Farao volg nie. Volg Jesus, gee jou lewe oor aan Jesus. Gee jou oor voor hom. Breek die naaldstreng met die wêreld, met die tydelike plesier van sonde. Jy sal nie meer Rivotril, kalmeermiddels of nodig hê nie. Van die medisyne wat mense vul met gevoelens wat nie natuurlik is nie, wat mense laat uitbrand, wat mense 'n soort lewe laat lei wat niks met ware lewe te doen het nie. Dis Jesus. Hy het gesê, ek het gekom sodat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. Die wêreld mag dit dalk nie verstaan nie, maar jy verstaan dit nou al. Dit is of Farao, of die tydelike plesier van sonde, of dit is Jesus Christus. En die ewige lewe. Glo, ontvang, sê, Here, Jesus Christus, ek bely met my mond en glo met my hart dat U gesterf het en opgestaan het. U is die Here van my lewe. En die Bybel sê, jy sal gered word. Dit het nou gebeur. Die groot wonderwerk van die opstanding wat vir ons lewe gebring het, het nou in jou lewe gebeur. God sy geprys en verheerlik daarvoor. Die wêreld mag dit dalk nie verstaan nie, maar die geloof wat deur God geëer word, die Bybelse geloof, die geloof in ons Here en Verlosser Jesus Christus. Baie goed, ons het nou 'n paar minute. Na hierdie boodskap wil ek jou daaraan herinner dat ons die evangeliese kerk Christus lewe is. Ons het 'n pragtige kathedraal met parkering, met werk vanaf die baba, tiener, die jong mens, die bejaarde, die gesin. Ons verstaan dat die gesin, dit is die grootste heerlikheid wat ons kan hê, die grootste seën wat 'n mens kan hê, is om 'n gesin te hê. Ek sê dankie aan my span wat my al soveel jare bystaan met televisieopnames, dankie aan almal wat ek liefhet, en aan die wat deel is van die Christuslewe online familie. Want mense op verskillende plekke in die wêreld het nie altyd die geleentheid om by die kerk, die tempel, die kathedraal, die huis van die Vader uit te kom nie. Maar julle laat my toe om julle leraar te wees.
Julle het ons bediening gekies as julle lewe, julle geestelike huis, selfs op 'n afstand. Hulle is aanlyn lede. My diepste dankbaarheid aan almal wat my inspireer om meer en beter te doen vir die koninkryk. Genade en vrede, my liefde, my omgee aan die naam van Jesus. Genade en vrede.